1 Korinte 3 vers 9 tot 17. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elke een se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elke een se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Ons maak so maklik die fout wanneer ons van die kerk praat om aan 'n gebou te dink. Ons bid so maklik en sê, Here, dankie dat ons hier in u huis kan by mekaar wees. Dit is op 'n Sondag wanneer ons by die kerkgebou is, en dan stel ons daarmee die kerkgebou gelyk aan die tempel van destyds, die plek waar God kom woon. Maar Paulus sê dit is nie waar nie, want God bly nie in tempels wat met mense hande gebou is nie. Nee, God bly in jou en in my. Ons is God se tempels. En nie die feit dat 'n gebou nie God se tempel is nie, maar dat ons God se tempels is, het geweldige implikasies. Van dit beteken, ek kan nie maar net my goeie voetjie voorsit wanneer ek kerk toe gaan, na die kerkgebou toe gaan nie. Nee, ek is die tempel, ek moet heilig wees elke oomblik, elke dag van my lewe. Ek mag nie die tempel van God beskadig nie. Ek moet kyk na myself, ek moet ook kyk na my liggaam, want is nie 'n gebou wat belangrik en heilig en besonders is nie. Dit is ek wat so is. Ek is heilig, want ek is God se tempel. Andy Stanley het eendag gesê, as jy op die heiligste plek in hierdie wêreld, sê nou maar die Temple Mount daar in Jerusalem staan, kyk rondom jou en weet dan dat jy belangriker is, dat jy heiliger is as enige plek op hierdie aarde, want jy is God se tempel. Gaan leef vandag as iemand wat weet, ek is 'n tempel van God. Ek het die Heilige Gees van God in my. Ek is heilig en ek maak God groot deur my lewe. Here, baie dankie dat u op enige plek in hierdie heelal kon bly, maar u het gekies om binne in my te bly, om my u tempel te maak. Dit is so 'n groot verantwoordelikheid, Here. Daarom vra ek, gee my die krag om vandag heilig te leef, onberispelik voor u te leef, sodat u sal tuis wees binne in my. Amen.